Geseëndes, goeiemôre, Shabbat Shalom van my kant, Frik Weideman. Dis vanoggend vir my 'n voorreg om jou te kan groet in die wonderbare naam van Meester Yeshua, die gesalfde. Och mense, die woord leer my, hy's die weg, hy's die waarheid, hy's die lewe en niemand, hoor mooi, niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Meester Yeshua. Mense, laat dit vandag bekend word. Hy's die deur van die skape. Maak 'n deel van jou lewe. Hy's ons verlosser, hy's ons saligmaker, hy's die Messias, hy's die bruidegom wat weer gaan kom met die wederkoms om my en jou te kom haal, sodat ons by hom kan wees. En ek besef net vanoggend weer eens, ek en jy die gawe van die ewige lewe. Mense, dit is groot man. Weet jy, toe hy uitgeroep het, dit is volbring aan 'n folterpaal op Golgotha, het hy ons kom terugkoop van die vloek van sonde. En daarom het ek en jy die gawe van die ewige lewe in hom, deur hom en tot hom. En weet jy, niemand kan dit van jou af wegvat nie. Nie die wêreldsisteem nie, nie die anti-kris nie, geen mens, geen stelsel kan dit van jou af wegvat nie, behalwe jy. Mense, en ek besef net vanoggend weer eens, niks kan ons skei van sy liefde nie. Geen hoogte, geen breedte, geen dood, geen lewe, niks kan ons skei van sy liefde nie, behalwe ek en jy. Ek en jy kan omdraai en 'n ander pad loop. Ek en jy kan afvallig raak van die geloof. Ons maak die foute, nie hy nie. Hy's alomteenwoordig. Hy's heilig. Hy's soewerein. Die woord leer my in die boek van Openbaring, hy is waardig. Hy's waardig om die boeke oop te maak en die seels te breek. Ek bedoel, die engeleman buig voor sy aangesig. Hoe kan hy ooit 'n mens wees? Hoe kan hy net 'n profeet wees? Kom aan, asseblief. Die engele buig voor hom, terwyl ek en jy nou met mekaar praat, buig hulle. Hulle roep uit, Kadosh, Kadosh, heilig is die een wat was, die een wat is en die een wat weer sal kom. Hy's waardig, daar is niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde, wat met hom vergelyk kan word nie. Hy's heilig, hy's soewerein, hy's deel van ons lewe. Hy loop ons vooruit. Hy's ons geneesheer. Hy's ons heiligmaker. Hy's Yahweh Mekadeshkem. Hy's Rohi. Mense, hy sien alles wat ek en jy doen. Hy's alomteenwoordig. Wat 'n voorreg. Kan jy sien hoe groot is dit? As ek jou groet in hierdie naam, dis die naam bo elke naam. Mense, en ek is so dankbaar dat jy vanoggend ingeskakel is by hierdie Shabbat uitsending van Menorah Tabernakel. Menorah beteken nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my ruach. En weet jy, ek sien dit. Ek sien dit. En dit bring 'n opgewondenheid in my binneste. O ja, terloops, daar's mense wat my bel en vir my sê, "Hoorie Frik man, ons kindertjies sit op voor die TV. Wil jy nie net vir die kiddies alles sê nie?" Natuurlik. Natuurlik. Oukies, hoor gou vir oom Frik, ken julle hierdie liedjie? Hy is die ene wat ek lief het in die môre. Hy is die ene wat ek lief het in die aand. Kom oukie, sing saam. Hy is die een in die awendskemer. Hy is die een in die middernag. Ken nog hy liedjie? Hy is die wynstok, ek is die rankie. Hy is die pottebakker, ek is die klei. Tussen hom en my kan daar nimmer meer 'n skeidingsmuur. Hey. Goeiemôre oukies, baie welkom by oom Frik vanoggend en dankie dat julle mooi stil sit vanoggend en onthou, julle moet 'n pen en papier kry en bring julle Bybels en maak aantekeningetjies terwyl oom Frik met julle praat oor en ek kan nie wag om julle te sien nie. Ek onthou toe ons die fees gehad het van Sukkot, dan kom hierdie kleintjies, hulle hardloop hier na my toe, is om my been. Hallo oom Frik. Hy mannetjie kap my so, hy sê, "Oom, ek kyk na jou hoor." Dit was te oulik geweest. Ek sê, "Man, kom hier so," en ek tel hom op en ek druk ons hom so vas. Weet jy, as die kindertjies kyk, nee, dan maak dit my somme opgewonde. So goeiemôre al die kindertjies. Oom Frik is so bly dat julle ingeskakel is vanoggend by hierdie uitsending. En dankie dat julle deursit. Weet jy, daar's mamas en pappas wat my bel en vir my sê, "Weet jy Frik, hierdie kinders is doodstil. Hulle kan nie, hulle move nie." Hulle sit nie so stil maar hulle is 'n movie kyk nie. Hulle sit doodstil en hulle vergeet nie wat oom Frik gesê het nie. Ag, Abba, ek wil net vir u kom dankie sê. Dankie Abba. Aan sulkes behoort die koninkryk van die hemel. Man, ek raak sommer bewoe as ek dit hoor. Kom ek en jy bid sommer net saam. Kom oukies, kom ons maak ons oogies toe. Ons bid tot Abba Vader, ons hemelse Vader, God Almagtig. Kom ons bid saam. Abba, wat 'n voorreg
om net vanmôre U heilige naam te kan aanroep. U is wonderbaar. U is raadsman. U is sterke God. U is ewige Vader. U is vredevors. Dankie dat U vandag op hierdie Sabbat met ons bemoeienis maak. En Abba, ek wil net vandag kom verklaar, ons afhanklikheid is by U en by U alleen. En daarom kom ons as U volk, ons buig voor U aangesig en ons meld aan vir gehoorsaamheid, om dit te doen wat vir U welbehaaglik sal wees. Abba, dankie vir hierdie Sabbat. Dankie vir die 7de dag wat aangebreek het. Dankie dat ons kan kom rus in U teenwoordigheid. Dat ons net kan reflekteer U grootheid en die almag in ons lewens. Dankie dat U ons nie alleen laat nie. Dankie dat die woord sê, ek sal julle nooit begewe en ek sal julle nooit verlaat nie. Abba, dankie. Dankie vanoggend net vir dankie. Dankie dat ons kan leef. Dat ek kan praat. Dat ek kan lees. Dat kindertjies ingeskakel is. Dankie vir huisgemeentes wat betrokke is. Abba, dankie vir manne en vroue wat afgesonderd wandel. Abba, dankie weer eens vir saad wat mense saai in Menorah Tabernakel in U koninkryk. Dankie vir die plaas, die bedieningsplaas wat U vir ons beskikbaar gestel het. Abba, dit behoort aan U. Ons het die huis gebou. Ons het dit gedoen wat U vir ons gesê het ons moet doen. En Vader, wanneer mense kom, dan staan hulle in verbasing oor wat daar gebeur en die grootheid en die almag wat weerspieël in alles wat ons kan doen. Ons afhanklikheid is by U en by U alleen. U is die bron van alle bestaan. Abba, dankie. Dankie vir mense. Dankie vir die liggaam wat by mekaar kom. Dankie dat U met ons bemoeienis maak. U is skepper God van hemel en aarde, die heilige van Israel. U is die God van Abraham, Isak en Jakob. Laat dit bekend wees oor die ganse aarde, dat U gaan terugkom as die bruidegom, as die Messias, om die bruid te kom haal. En Abba, ek bid, dat die volk nou sal besluit, om te wandel en te leef in heiligmaking. Dat die gees van die lewende God ons sal herinner, om te wandel in die gebooie, die instruksies en die verordeninge, dat ons nie links of regs daarvan sal afwyk nie, asseblief. Maar dat ons nou gesed daarin sal wandel, en dat die woord nie uit ons mond sal verdooi nie, dat ons harte gevul sal word met U woord, en dat die woord, wanneer ons praat, skepingskrag sal hê, en dat U heilige naam daardeur verheerlik word. Ons kom vandag met nederige harte voor U aangesig, en ek bid Vader dat die roog, hierdie beker sal kom vul, en dat ons sal weet, U is met ons. En Vader, dat die salwende krag van Heilige Gees elke juk sal breek vandag, in die naam van Meester Yeshua, en ek dankie daarvoor. En my gees roep uit, halleluja, prys hom. Kom ons gee hom eer, ons gee hom lof, en kom ons gee hom aanbidding vanoggend. Mense, weer eens baie, baie dankie dat jy ingeskakel is, by hierdie uitsending van Menorah Tabernakel. Ek wil vandag met jou praat oor iets is aan die gebeur. Ek het verlede met jou gepraat oor wat kom en mense, ek het baie navraag gekry en ek het baie boodskappe gekry oor verlede week. Ek het gepraat oor AI, ek het gepraat oor die wêreldorde en die digitale geldstelsel en die inentings en daar soveel mense in kontak met my gekom. En vandag wil ek praat oor iets is aan die gebeur. Mense, as ek net rondom my kyk, dan besef ek dat hierdie ou wêreld waarin ek en jy leef, is op hierdie stadium deur mekaar. Is deur mekaar, ons weet nie watter kante nie. Wie wat is my gebed die afgelope ruk? Om te sê, Abba, help my asseblief met 'n gees van onderskeiding, om werklik te kan onderskei, wat is waarheid en wat is leuen. Dit is baie prominent nou in die laaste dae. En die woord waarsku ons. Die woord sê, ouens, julle moet wakker wees, julle moet nugter wees, want julle vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, en hy wil julle verslind, man. Hy wil julle kom klaarmaak, hy wil julle kom pootjie, hy wil julle mislei en verlei. Wat hy gedoen het aan Adam en aan Eva, wil hy met julle doen. Moet hom nie toelaat nie. So Abba, ek bid in hierdie môre, vir elkeen wat ingeskakel is, vir 'n gees van onderskeiding, dat ons nie afvallig sal raak van die geloof nie, dat ons sal aanhou, volhard tot die einde. U woord sê dit. En Vader, dat ons 'n gees sal hê van vasberadenheid, om nougeset te wandel in die bepalings van die woord. Ons meld aan vandag,
vir gehoorsaamheid. As jy jou Bybel by jou het, jy het 'n pen en papier en jy het 'n liniaal, ek hou van reguitstrepe, maak jou woord oop by 'n pragtige gedeelte in die woord. Ek hoop jy lees nog jou woord. Interloops, ek het dit gesê, maar ek gaan dit weer sê, want ek het half miskien vinnig gepraat. My tema vandag is, iets is aan die gebeur. Wat is aan die gebeur? Kom ons gaan kyk. En reg rondom Suid-Afrika, reg rondom die wêreld, sien ek dit. En dit is presies wat vandag gebeur. Maak jou woord oop in die Nuwe Testament. Dis naby die boek Openbaring. In die boek van 1 Timoteus, hoofstuk 4, ons gaan 5 verse lees, vers 1 tot en met 5. En my opskrif van my woord, in die 33-53 vertaling, is die volgende: dis die afval van die laaste dae. En watter tye leef ons? Ons leef in die laaste dae. Mense, as ek rondom my kyk en ek sien wat gebeur het nou met die Vredes Summit, ekskuus nou vir die Engels, die Peace Summit wat in Egipte plaasgevind het. Baie mense is so oorstelp van vreugde oor hierdie vredesverdrag wat gesluit is, maar min mense weet dat agter die skerms plan sekere lande oorlog. En ons is nou regtig op die vooraand van Jesegiel 38 en 39. Maar vir vandag, iets is aan die kom, lees saam met my in vers 1. Maar die Gees sê uitdruklik. Wie praat hier? Die Gees. Wat doen die Gees? Die Gees kom met 'n uitdruklike boodskap. Jy kan nie van hierdie boodskap afwyk nie. Hierdie boodskap moet jy van kennis neem. Want die Gees sê uitdruklik. Wat sê die Gees? Kom ons lees. Dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang deur die geveinsdheid van leenaars. Die ander vertaling sê, vanweer die skynheiligheid van leenaars, wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, wat verbied om te trou, en gebied dat die mense hulle moet onthou, van voedsel, wat Elohim geskaap het, om met danksegging gebruik te word, hoor nou baie mooi hierdie, deur die gelowiges en die wat die waarheid ken. Soos jy die waarheid ken, sal jy weet. Hierdie is 'n dwaal. As jy die waarheid ken en jy's 'n gelowige, sal jy weet watter kosse is rein en watter kosse is onrein. So hierso kom die uitklimklausule. Hy sê dat mense weerhou word om die voedsel te eet wat Elohim geskaap het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken. Vers 4. Want alles wat deur Elohim geskape is goed. En niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie. Nou moet jy verder lees. Want dit wat geskep is, dit wat geskaap is, word geheilig deur die woord van Elohim en gebed. My tema vanoggend is, iets is besig om te gebeur. Wat gebeur? Die Gees sê uitdruklik, wat gebeur? So wat gebeur? In die laaste dae, waar ons nou in woon, gaan die volgende gebeur. Mense, maak 'n paar aantekeningetjies asseblief. Hy sê sommige gaan van die geloof afvallig word, omdat hulle geloof verval, omdat hulle twyfel in hulle geloof, omdat hulle van die geloof afvallig geword het, gaan hulle wat maak? Hulle gaan verleidende geeste aanhang. Met ander woorde, hulle gaan verleidende geeste volg. Dis 'n familiêr spirit. Hulle gaan dit volg en verder meer, hulle gaan die lerings van duiwels volg en daar volgens lewe. Wat sien jy wat reg rondom jou gebeur? Wat beteken dit? Wat beteken dit wanneer ons lees, baie mense gaan van die geloof afvallig word in die laaste dae? Want die Gees sê uitdruklik, mense, dis baie duidelik wat die Gees hier sê. Hy praat direk met my en met jou. Dis 'n direkte boodskap. Hy sê uitdruklik, dit gaan gebeur in die laaste dae. So wat beteken dit? As die woord sê, iemand het afvallig geword van die geloof en agter verleidende geeste aangeloop, eerstens, en dan tweedens, die leringe van duiwels beginne aanhang. Wat beteken dit? Dit beteken op 'n stadium was daar geloof gewees. Maar daai geloof bestaan nou nie meer nie. Daai geloof is in wie? Dit is in Meester Yeshua.
die gesalfde. Maar nou stap daai mense weg van hom, hulle erken hom nie meer nie. Hy was net 'n mens, hy's net 'n profeet, die verbondsmaal is nou gekanselleer. Jy moet hom nie erken as die verlosser en saligmaker nie. Hy is net 'n seun, hy's nie aanbiddingswaardig nie. Hy's nie lofprysingswaardig nie, alhoewel die engele nou in die hemel roep uit en hulle buig voor hom en hulle sê, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Nee, hy word nie meer erken nie. Hy's net 'n broeder wat 'n goeie lewe gelei het en vir ons die voorbeeld gewees het. Hy was net 'n profeet, hy's nie die weg, hy's nie die waarheid, hy's nie die lewe nie. Terloops, hulle sê verder, onthou hulle was in die geloof, maar nou het hulle gedraai teen die geloof. En nou sê hulle glo nie meer dat sy geboorte was 'n bo-natuurlike gebeurtenis nie. Dit was menslik en nie goddelik nie. Dis wat nou verkondig word. So, hier kom die gees van die lewende God en hy sê uitdruklik, mense, hier's mense wat in die geloof was, maar hulle het afvallig geword. Hoekom word julle afvallig? Wat het gebeur? Julle luister na geveinstes wat skyn heilig, of hulle kom heilig voor, hulle die skyn van heiligheid, maar hulle verkondig leuns aan jou. En wat doen ons? Omdat ons die woord nie ken nie, ons glo dit. En nou hardloop ons agter verleidende geeste aan, en ons hardloop agter die lering van duiwels. Hulle glo nie meer wie hy is nie. Hulle glo ook nie meer dat hy sy lewe vir ons afgelê het nie, en dat sy bloed en sy liggaam beteken vir ons niks nie. Selfs die opstanding uit die dood uit, vanweer die inspraak van die Heilige Gees, word nou bevraagteken. 'n Mense stap weg van die enigste verlosser en saligmaker. Dis hoekom ek in die begin vir jou gesê het, mense, hy is die deur van die skape, hy is ons verlosser, hy is ons saligmaker, hy is die Messias, hy is die bruidegom, wat my en jou gaan kom haal. Het dit al gebeur in die woord? Absoluut. Dit het gebeur in Johannes 6, vers 66. Hoor mooi, Johannes 6, vers 66. 6, 6, 6. Sjoe, stop 'n bietjie vir 'n oomblik. Wat sê die Gees uitdruklik? Dat mense wat in die geloof was, het afvallig geword van die geloof in Meester Yeshua. En hulle wandel nie meer in die geloof nie. Dit beteken hulle het omgedraai, hulle het weggestap van hom af en hom nie verder gevolg nie. Dis eintlik wat gebeur. En hulle het weggestap van hom af as die enigste deur vir die skape, die enigste verlosser, die enigste saligmaker, die weg, die waarheid en die lewe. En hulle het weggedraai van dit af. En nou hang hulle verleidende geeste aan as gevolg van wat mense verkondig, wat hom nie erken nie, eerstens en tweedens, hulle hang die leringe van duiwels aan. Dis wat vandag gebeur. En die Gees kom en hy sê, mense, ek sê dit vir julle uitdruklik. Neem kennis. Het dit al gebeur in die woord? Absoluut. Johannes 6, vers 66. Ek lees net die A-gedeelte. Hieroor het baie van sy disippels teruggegaan en nie meer saam met hom gewandel nie. So wat hier gebeur het, Meester Yeshua het 70 disippels gehad. Amper soos in Moses se tyd, net toe die Gees van die lewende God op Moses vaardig kom, was sy Gees op hierdie 70 manne gewees. En nou is Yeshua dieselfde. En hy kom by hulle sê vir ouens, hier is my bloed, hier is my liggaam. En hierdie ouens kyk terug na die Torah om te sê, nee, ons kan nie die bloed drink en sy liggaam eet nie. Ons tree verkeerd op teen die Torah. Hulle verstaan nie. Want hulle wandel in die vlees, hulle wandel nie in die gees nie. En vandag, mense, deur die bloed van die lam, is sonde skoon gewas in Frik se lewe. Ek was vuil, ek was naak, ek het tekortkome, ek was in ongeregtigheid, ek was wetteloos, en deur sy genade en deur sy bloed is ek afgewas van al my sonde. Halleluja! Hy het sy lewe vir my afgelê, en vir jou. Hoe kan ek hom verwerp? En nou loop mense agter verleidende geeste aan en die leringe van duiwels. Ek het 'n vraag. Hoe op aarde loop 'n mens weg van Meester Yeshua? Die enigste verlosser en saligmaker. Hoe op aarde glo jy vir 20, vir 30 jaar, Meester Yeshua is die weg, die waarheid en die lewe, en hier kom iemand en hy sê, nee! Hoe gebeur dit? Paulus sê, dis eenvoudig. Paulus sê, na wie luister jy? Jy luister na 'n verkeerde gees, jy luister na verkeerde boodskappe. Hulle kom voor as heilig, maar hulle het 'n skyn van heiligheid.
Gaan kyk hoe lyk hulle lewens agter die skerms. Gaan kyk waarmee is hulle besig agter die skerms. En jy laat toe om mislei en verlei te word weg van die waarheid. Weg van die absolute weg. En nou glo mense in die duiwels. En die duiwel wil hê dat jy moet in hom glo en nie in meester Yeshua, die gesalfde nie. Dis wat vandag gebeur. Mense presies wat in die tuin van Eden gebeur het, met Adam en met Eva. Hy het hulle weerhou, hy het 'n twyfel kom inbring. Hy het met hulle kom praat, die vyand het met Adam en Eva gepraat, hy het twyfel ingebring, hulle het weggestap van die geloof. Wat was die uiteinde? Hulle was verban uit die tuin van Eden gewees. Wanneer gaan met ons gebeur? So wie veroorsaak hierdie misleiding? Wie veroorsaak dit? Die woord sê, dwaalleraars, skynheilige leraars, wat verleidende boodskappe verkondig, wat nie strook met die karakter van Elohim nie. Dis hulle. Hulle verkondig die woord met 'n agenda. Die woord sê met skynheilige leuns. Hulle het geen gewete nie. Dis toegeskroei, gebrandmerk in hulle eie gewete, dat selfs die gees van God het stil geraak in hulle gewete. Hulle gaan net aan, want dit gaan oor aansien, dit gaan oor roem, dit gaan oor rykdom, en dit gaan oor hulle voortbestaan. Hulle het nie 'n saak met die skaap en wat hulle verkondig nie. Hierdie is gevaarlik. Dis hoekom ek sê, ons leef nou in 'n chaotiese wêreld, en is nou belangrik om die gees van onderskeiding te hê, mense, sodat ons kan onderskei tussen die waarheid en die leuen. Asseblief, wanneer jy in gebed ingaan, gaan op jou knieë, sê, Abba, ek roep U naam uit. Van al die gawes wat opgeteken is in 1 Korintiërs 12, vul my op 'n permanente basis met die gees van onderskeiding. Want hierdie mense gee voor dat hulle heilig is, maar hulle doen dit met 'n skyn. Hulle verkondig leuns en hulle mislei baie. Dis 'n eindtydgesindheid. Dis wat meester Yeshua kom leer in Matteus 24. En hy kom sê 3 keer, hy sê, pas op, moenie mislei word nie. Pas op, baie mense gaan kom in my naam, en baie mense mislei, en valse profete gaan opstaan, en baie mense mislei. Dit gebeur nou. En weet wat is hartseer? Hulle verlei mense wat die woord nie ken nie. En nou word hierdie mense geïndoktrineer met verleidende geeste. Mense is so reg oor hierdie wêreld. Gaan kyk. Verleidende geeste en die leringe van duiwels. En ek en jy moet vas staan. Jy moet vas staan in die geloof. Met ander woorde, lees jou woord. En ongelukkig, baie jammer om te sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En omdat hulle die kennis verwerp, daarom word hulle mislei. Hulle priesterskap word opneem. Ek dink nie meer aan hulle kinders nie, want hulle loop agter die leringe van duiwels. Dis wat nou gebeur. Hulle loop agter verleidende geeste. En is hartseer, mense, is hartseer. Hulle vertel leuns aangaande, hoor my baie mooi, hulle vertel leuns aangaande die heilige dinge van Elohim. Hulle verkondig leuns. Hoor wat sê vers 3 van 1 Timoteus 4. Die volgende is net so belangrik. Hulle verbied mense om te trou. En mense moet hulle weerhou van die voedsel wat Elohim geskaap het. Nou mense, hier sit tweeërlei aspek wat hier plaasvind. En mense lees hierdie gedeelte om te sê, ja, sien jy nou, jy kan enige iets op hierdie aarde eet, jy moet dit net doen met danksegging en gebed, want alles wat Elohim geskaap het, is goed. Maar kom ons kom terug na die stelling wat hier gemaak word. Nommer 1, kom die stelling in vers 3. Hulle verbied mense om te trou. En nommer 2, mense moet hulle weerhou van die voedsel wat Elohim geskaap het. En albei stellings wat hulle hier noem, is juis die dinge wat Elohim goedkeur. Elohim wil hê daar moet 'n huwelik plaasvind tussen 'n man en 'n vrou. Nie tussen 'n man en 'n man nie, of tussen 'n vrou en 'n vrou nie. Dis 'n gruwel voor sy aangesig. Tussen 'n man en 'n vrou. Dis hoekom hy vir Adam en vir Eva geskaap het in die boek van Genesis in die Bereshit. En hy het hulle geseën. Maar hierdie mense verbied mense om te trou. Mense die Rooms-Katolieke Kerk pas presies in hierdie tipe van dogma. Ek weet nie of daar nog ander is nie, daar kan ander wees, maar dit kom net by my op dat die Rooms-Katolieke Kerk verkondig spesifiek dit. En nou gaan baie mense sê, en hierdie is baie belangrik, voedsel deur Elohim geskape, alle voedsel is geskape deur hom, en jy kan dit met danksegging gebruik word.
deur die gelowiges en die wat die waarheid ken, want hierdie voedsel, word geheilig deur die woord van Elohim en gebed. So neem nou kennis wat gebeur. Hierdie mense beweer, by implikasie, hulle het ingekom, hierso in die gemeente van Timoteus, en hulle maak sekere aannames, en hulle sê eintlik, weet jy, ons het meester Yeshua nie meer nodig nie. Hulle raak afvallig van die geloof, hulle hang die leringe van duiwels aan, en hulle loop agter verleidende geeste aan. Moenie die kos eet wat Elohim gemaak het nie, hierso is vir julle ander kos, moenie vleis eet nie, moenie dit nie, moenie dat nie, en hulle weerhou daardie mense. Hulle sê eintlik, Yeshua is oorbodig, volg die leringe van duiwels. Dis wat hulle hier sê, moenie trou nie, moenie voortplant nie, moenie die voedsel eet wat Elohim geskaap het nie, eet ander kosse. So nou gebeur die volgende, mense sê nou, so alles wat deur Elohim geskaap is goed om te eet, want dis wat Paulus hier sê, want dis waar mense stop, en nou moet jy verder gaan lees, hoor wat sê Paulus verder, hy sê nee, hy sê gelowiges wat die waarheid ken, soos jy die waarheid ken, wat is die waarheid? Dis in die Torah. Dis hoekom dit so belangrik is, mense, jy kan hierdie woord nie interpreteer as jy nie die Torah ken nie. Jy kan nie die woord van Romeine verstaan, Galasiërs, Kolossense, Timoteus, kan jy nie verstaan as jy nie die Torah ken nie. So nou sê Paulus, ouens, die gelowiges wat die waarheid ken, dit word geheilig deur die woord, met ander woorde die kos wat Elohim geskep het in die Bereshit, dit word geheilig deur die woord. Dit neem ons terug na die waarheid van die woord in terme van die eetreëls opgeteken in Levitikus 11. Hoor nou wat is die leringe van duiwels en verleidende geeste. Esegiel 22 vers 26. Hoor nou baie mooi. Sy priesters verkrag my wet en ontheilig my heilige dinge. Tussen heilig en onheilig maak hulle geen onderskeid nie. En die verskil tussen onrein en rein gee hulle nie te kenne nie. My priesters, my dwaalleraars, hulle wat veronderstel is om die waarheid te verkondig, hulle doen dit. En daarby maak hulle oop toe vir my Shabbatte. Ja, ek word onder hulle ontheilig. Dis wat die woord sê. So mense, dit is belangrik dat ek en jy moet teruggaan na die Torah om Timoteus te verstaan wat hier gebeur. Met ander woorde, die woord sê hier, hierdie mense sê, julle kan alles eet. Al wat julle moet doen is, julle moet dit doen met danksegging en gebed. En Paulus sê, wow. Die gelowiges ken die waarheid, en wanneer ons die waarheid ken, ken ons die eetreëls, en ons weet wat is rein en onrein, en wat is nie aanneemlik vir Vader nie. Terloops, ons weet wat is kos, en wat is nie kos nie. Ons weet watter diere is rein, en watter diere is onrein. So ons gaan dit nie eet nie. En die woord is baie duidelik hier. Hy kwalifiseer om te sê, die gelowiges ken die waarheid. En die waarheid slaan terug na die Torah in terme van die eetreëls. En nou kom meester Yeshua en hy sê eintlik hier by implikasie, Esegiel 22:26, hy sê, my priesters is besig om vir my mense leuns te vertel. Hulle verkrag my wet, hulle verkondig dit nie. Hulle ontheilig my heilige dinge. Tussen onheilig en heilig, hulle ken dit nie eers nie, maar hulle verkondig dit. Tussen rein en onrein, gee hulle nie aandag nie. Want hulle dink deur danksegging en gebed, Elohim het alles geskape, so ons kan nou alles eet. Nee, en daarmee maak hulle oop toe vir my Shabbatte. Ja, ek word onder hulle ontheilig. So dit wat in die Torah bespreek was, dit wat daar geskryf is, het dit intussen verander in die Nuwe Testament? Nee, dit bly dieselfde. Hoor wat sê Maleagi 3 vers 6, hy sê, want ek, Jahwe die Almagtige, het nooit verander nie. Hebreërs 13 vers 8, Nuwe Testament. Baie mense sê, ja, Frik, jy quoteer net die Ou Testament. Kom ek sê vir jou Nuwe Testament. Hebreërs 13 vers 8, meester Yeshua, die gesalfde, is gister en vandag dieselfde tot in alle ewigheid. So mense, wat gebeur nou in die laaste dae? Wat word verkondig in die laaste dae? Hoekom raak mense afvallig van die geloof? Kom ons gaan kyk, wat gebeur nou in die laaste dae? Ons leef in die laaste dae en die Gees sê uitdruklik, pas op, sommige gaan afval van die geloof, hulle gaan duiwels agtervolg en verleidende geeste. Hulle verkondig die volgende. Sy gebooie is nie meer nodig om te gehoorsaam nie, want dit is Ou Testamenties en dis net vir die Jode geskryf.
Ek sê nou Jode, maar die woord sê, nou gaan baie mense by my skryf, nee Frik, dis Judeërs en dis Hebreërs. Goed, kom ons maak hom so. Sy gebooie is nie meer nodig nie, dis nie meer nodig om gehoorsaam te wees nie, dit was net vir die Judeërs gewees. Dis nie meer van toepassing op ons lewens nie. Dis nie meer nodig om sy Shabbatte te respekteer nie. Dis wat nou verkondig word. Meester Yeshua word nie meer erken as die weg en die waarheid en die lewe nie. Jy kan hom maak en doen wat jy wil, want jy het nie die gawe van die ewige lewe in hom nie. Hy is eintlik net 'n profeet, hy is eintlik net 'n normale mens, wat 'n goeie lewe geleef het op hierdie aarde. Hulle verkondig verder, dis nie meer nodig om die Shabbatte te eer en te respekteer nie. Ek het sopas vir jou gelees, in Maleagi hoofstuk 3, en in Hebreërs 13 vers 8, hulle het nog nooit verander nie. Meester Yeshua is gister, vandag en môre tot in ewigheid, is hy dieselfde. Hy het nie meer nodig om te onderskei tussen rein en onrein nie, want alles is goed. Jy kan eet net wat jy wil. As jy vark kan eet, kan jy 'n kokkerot eet. As jy 'n vark kan eet, kan jy 'n vleermuis eet. As jy 'n vark kan eet, kan jy 'n hyena eet. As iets jou wegtrek van heiligmaking en jou verhoed om in lyn te kom met Jahwe die Almagtige se karakter, dan is dit die lering van duiwels. Kom ek sê dit weer. As daar enige iets is wat verkondig word, wat nie strook met wat ek vandag met jou deel in terme van hierdie woord nie, en dit trek jou weg van die karakter van Jahwe die Almagtige. Mense, moet jy weet, dis die leringe van duiwels. Dis verleidende geeste wat dan praat. So wat vandag gebeur, is die volgende. Hoor baie mooi. Maak 'n aantekeningkie asseblief. Skryf hierdie goed. Ek gaan stadig praat, sodat jy mooi kan skryf. Mense wil die gawes van die Gees geniet. Maar mense wil nie inkom in Vader se teenwoordigheid nie. Tweedens, mense plaas mooi versies op sosiale media om aandag te kry en likes te kry, maar hulle ignoreer die stem van Elohim. Derdens, baie mense hardop agter profete aan om te hoor wat Elohim vir hulle kan doen. Hulle aanbid deesdae meer die profeet en die prediker en die persoon wat die woord verkondig as vir Elohim en om terug te gaan na sy woord toe. Wat is dit anders as 'n verleidende gees? En dis presies wat vandag gebeur. Mense, daar's 'n obsessie, as jy rondom jou kyk en ek praat met baie mense, daar's 'n obsessie nou waar mense wonderwerke wil sien. Hulle soek tekens. En weet jy wat? Dis 'n verleidende gees. Hoor dit sê meester Yeshua, hy sê in die woord in Matteus 16 vers 4. Hy sê 'n slegte en 'n owerspelige geslag soek na 'n teken. En ek en jy, ons geesmens loop voor. Ons is vasgenaal in sy woord. My hart is onverdeeld op hom gerig. Ek soek hom met my hele wese, met my hele hart en met al my krag, en daarom het ek hom lief met alles, en dis hoekom ek sy gebooie onderhou. Ek respekteer sy verordeninge, en ek erken sy afsprake wat hy met my en jou het, die 7 afsprake wat ons het, en dit is die reddingsplan vir die mens, wat Abba bewerkstellig het. Halleluja! En nou sê Matteus 16 vers 4, hy sê, 'n slegte en 'n owerspelige geslag soek na 'n teken. En weet wat gebeur vandag? Die omgekeerd is vandag die waarheid. Dit beteken, dit wat verkeerd was, vir al hierdie jare, is nou die waarheid. Kan jy sien, hoe is die evangelie omgekeerd? Dis hoekom mense afvallig raak van die geloof. Ons herken nie meer die enigste meester nie. Ons ken nie meer die persoon wat eintlik sy lewe vir ons afgelê het in 'n folterpaal op Golgotha nie. Ons herken hom nie meer nie. En nou sê mense, om Jahwe, die Almagtige se instruksies en gebooie te gehoorsaam, is die leringe van duiwels. Hoor gemooi. Ek kry die oproepe, ek kry die boodskappe, ek kry die e-posse, waar mense vir my sê, Frik, jy moet kennis neem. Jy is besig met 'n kult. Jy is besig met 'n sekte. Menorah Tabernakel is 'n sekte. Dan sê ek, hey, jy moet versigtig wees wat jy sê. As jy vir my sê, om Jahwe die Almagtige se instruksies
en sy gebooie en sy verordeninge, as ek dit gehoorsaam en ek leef in sy feeste, wat vir my 'n aanduiding is oor wat gebeur op spesifieke tye, wil jy vir my sê, dis die lering van duiwels? Ja, ek wil. So wat hierdie mense eintlik sê is die volgende. Hulle sê dat Jahwe die Almagtige is eintlik 'n demoon. Dis wat hulle sê. So as jy dan sê, en die mense sê dit dalk miskien ook vir jou eie familie gaan dit vir jou sê, jou eie pa en jou ma gaan dit vir jou sê, as jy tot die waarheid kom. Jou eie kinders gaan dit vir jou ouers sê, wanneer ouers tot die waarheid kom. Dis 'n tweerlei. Wat sê Yeshua? Hy sê, my woord gaan vyandskap bring tussen pa en seun, ma en dogter. Wat gebeur nou? Presies dit. Presies dit. So eintlik wat hierdie mense sê is dat Jahwe die Almagtige is 'n demoon. Nou vra ek die vraag. Wil 'n demoon en die duiwel hê dat jy die Torah moet gehoorsaam? Kom ek vra die vraag weer. Wil 'n demoon of die duiwel hê dat jy die Torah moet gehoorsaam? Nee, hulle wil dit nie hê nie. Want die oomblik as jy dit verwerp, die oomblik as jy dit nie aanneem nie, die oomblik as jy voel nee, dis nie van toepassing op my nie, dan draai jy om en jy verval in verleidende geeste en jy loop agter die lerings van duiwels aan. Kom ek vra jou 'n ander vraag. Wil die duiwels en die demone hê dat jy Jahwe die Almagtige se gebooie moet verwerp en dat jy wetteloos moet lewe? Ja! Dis wat die duiwels wil hê. So wil hulle dit hê? Absoluut. Is verleidende geeste gehoorsaam aan Jahwe die Almagtige se gebooie, instruksies en verordeninge? Nee! I rest my case. I rest my case. En ek hoor mense wat dit vandag uiter om te sê, maar as jy wandel in Vader se weë en jy's gehoorsaam aan sy verordeninge en sy gebooie, dan is jy betrokke met 'n sekte. Jy het afvallig geraak van die geloof. Kan jy sien die omgekeerde waarheid wat vandag plaasvind? Mense, hoor my hart vandag. Hoor vandag my hart. As meester Yeshua die gesalfde verwerp word as die enigste verlosser en saligmaker. Hy is die enigste weg, die waarheid en die lewe. Het ek en jy 'n probleem. En weet jy wat? Mense verkondig, dit is in die grense van Suid-Afrika, in Namibië, en ons mense wat dit in hierdie wêreld verkondig. Hulle verkondig dit. Kan ek gou iets vir jou sê? As 'n gemeente gekenmerk word deur hulle praise and worship, kan dit oorgaan na verleidende geeste, want dit wat ek sien die afgelope ruk wat in gemeentes gebeur. Mense, ek was daar, ek was in Johannesburg, ek het gehoor, dan kom my gemeentelede en sê hulle vir my, hoorie, ek is baie jammer, maar ek gaan na daai gemeente toe, want hulle praise and worship, it's next level. Hulle rook, hulle spotlights, hulle ligte, hulle skud die koppe, hulle dans, en dan sê ek, hey, jy moet versigtig wees. Pas op vir verleidende geeste. Wat is my definisie van 'n ware gemeente? 'n Ware gemeente word gekenmerk. Hy word gekenmerk aan die woord wat verkondig word, onvervals. Om dit wat die woord verkondig in terme van Genesis tot die boek van Openbaring, dis 'n ware gemeente. By daai gemeente, mense, moet jy weet, daar gaan jy ware voedsel kry. Daar kan ek my saad kom belê. Daar kan ek my saad saai, want ek weet, dis op vrugbare grond. Nie oor hoe ek praise and worship nie. Is ook belangrik, man, so terloops. Wat is praise and worship? Wat is aanbidding? Aanbidding is nommer 1 gehoorsaamheid. Ek kan hoe praise and worship, ek kan die mooiste liedjies sing, maar my hart is totaal op 'n ander plek. Totaal. En ek word emosioneel ingesleep met hierdie musiek, met hierdie dromme, en ek word ingesleep. Ek was daar. Ek weet waarvan ek praat. Jy kan dromme speel op 'n manier, en dan kan jy dromme speel op 'n ander manier. Jy kan 'n gitaar speel op een manier, en jy kan dit doen op 'n ander manier. Dis die manier hoe ons dit doen, wat ons laat verval in verleidende geeste, familiar spirit. En mense loop agter dit aan. Ek wil klaar maak om vir jou te vra, of vir jou te sê althans die volgende. Hoor my baie mooi vanoggend, skryf hierdie skrif neer. Vat jou Bybel. Merk hierdie skrif. Hierdie skrif wat ek nou vir jou gee, is een van die mees belangrikste skrifte wat jy moet memoriseer. Skryf dit op jou hartstafels. Print dit, sit dit op jou kas, sit dit op jou deur, sit dit in jou kar, sit dit in jou kantoor. Daar waar jy kom, moet jy hierdie woord nooit vergeet. Ek gaan dit stadig lees. 1 Timoteus
3 vers 16. Hoor my baie mooi. En onteenseglik, met ander woorde, 'n feit staan vas. En onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. So hier kom nou 'n openbaring, wat vir baie lank 'n verborgenheid was, en hier word dit nou oopgemaak. Hierdie is 'n verborgenheid. 'n Verborgenheid beteken, dis 'n geheim. Hier word 'n geheim oopgemaak. Nou sê die woord. En onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. Hoor mooi, hoor mooi. Elohim is geopenbaar in die vlees. Wie is dit? Yeshua die gesalfde. Kom ek lees die hele sin vir jou. Elohim is geopenbaar in die vlees, is geregtig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld en opgeneem in heerlikheid. Wie's dit? Wie's dit? Dis meester Yeshua, die gesalfde. So hy was antwoorde, Elohim, die heilige van Israel, Jahwe die almagtige, is geopenbaar in die vlees. Is geregverdig in die gees. Het verskyn aan engele. Is hy 'n normale mens? Glad nie, want hierdie feit is onteenseglik. Hy het verskyn aan engele, hy is verkondig onder die heidene, met ander woorde reg oor die wêreld is die evangelie, en is geglo in die wêreld, en is opgeneem in heerlikheid. En so gaan hy terugkom. Pas op vir die gees van verleiding. Pas op dat ek en jy nie afvallig raak. Ek sê ek ook. Nie net jy nie, ek ook. Ek moet versigtig wees. Daarom moet ek tyd spandeer met die woord. Dis hoekom Shabbat so belangrik is. Om te sê, Abba, ek kom in die teenwoordigheid. En ek maak my woord oop en ek doen die geleesde gedeelte van hierdie week en ek bepaal my by U en ek bid Vader dat U my sal kom openbaar wat die woord vir my sê. En hier sê die woord, Elohim is geopenbaar in die vlees. Hy is nie net 'n mens nie, hy is nie net 'n profeet nie, hy bly en hy is en hy sal vir ewig wees, die weg, die waarheid en die lewe. Maak geen fout nie. Hy is verkondig onder die heidene. Ek en jy het van hom gehoor. Hy is geglo in hierdie wêreld en hy is opgeneem in heerlikheid. Ek wil vandag vir jou sê, hierdie wêreld is in chaos gedompel, omdat die woord sê, omdat daar dwaalleraars is, gefeinsheid, skynheiligheid, en hulle verkondig leuns en dit klink soos die waarheid. En hulle raak afvallig van dit wat ek sopas met jou gedeel het in 1 Timoteus 3 vers 16. Hulle raak afvallig van ons enigste meester, verlosser en saligmaker. En hulle draai hulle rug, Johannes 6 vers 66, en hulle loop agter verleidende geeste en agter die leringe van duiwels aan. Pas op, wees wakker en wees nugter. Want julle vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. Kan ek saam met jou bid asseblief? Ek en jy het gebed nodig. Ons het mekaar nodig. Weet jy mense, ons het die woord, dan het ons die gees. Die gees maak die woord lewend in ons, en dan het ons mekaar. Ons het mekaar. As ek en jy hier en daar verskil van 'n komma of 'n punt of 'n uitspraak of wat ook al, dan bly ons broers, ons bly susters. Ons word die liggaam van meester Yeshua. Ons moet mekaar help. Ons kan nie nou te mekaar veg nie. Wie wat besef ek? Ons maak mekaar dood, man. Ek kry die oproepe, jy kry die oproepe. Ons word verwoes deur ons eie mense. Ons eie mense. Het is moeilik om iemand nou saam te vat na die oorlogsveld toe. Hulle gaan vir jou doodskiet, hulle gaan jou in die rug skiet. Pas op, dit gebeur. Dit is my moeilik om te kies. Wie gaan saam met my oorlog doen? Dit is moeilik. Vandag hou ek van jou, môre maak ek jou dood. Hulle het dit met Paulus gedoen, hulle sê waarlik, hierdie man is 'n God. Die next moment sê hulle, ons maak hom dood. Selfs met meester Yeshua, hy kom ingery op 'n donkie in Jerusalem. Hulle sing vir hom, Hosanna, Hosanna, palmtakke, klere wat hulle uittrek, hulle sit dit waar die donkie kan oorloop. 'n Paar dae later, skree hy selfde klomp, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. Die kan nie op mense staat maak nie. Al wat ek en jy het. Ons het die woord, ons het sy ruach, en ons het mekaar. Kom ons help mekaar. Kom ons rig mekaar. Kom ons stig mekaar.
Kom ons rig mekaar in die regte rigting, die rigting van die absolute waarheid van sy woord. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dis 'n voorreg om op hierdie pragtige Shabbatoggend die heilige naam te kan aanroep. Abba, dankie vir die woord. Dankie dat u vandag kom waarsku het. Dankie dat die Gees vanoggend uitdruklik met ons kom praat het. Dat ons versigtig moet wees. Dat die geregtigheid nie sal verkoel nie. Dat die ongeregtigheid nie sal vermeerder en daardeur die liefde verkoel nie. Dat ons sal vas staan in geloof. Dat ons sal volhard in die waarheid. Dat ons nie sal afwyk nie, Vader, dat ons nie sal wandel soos mense wat die waarheid verwerp en nie die krag van die leuen in hulle gestuur, sodat hulle nie meer door die waarheid kan kom nie. Abba, help ons asseblief. Gees van die lewende God, ek bid dat u in ons geesmens kom inpraat. Dat u met ons kom praat op 'n manier wat reguit is. Dat u met ons geesmens sal praat, dat ons geesmens sal ontwaak, dat die slaapgees sal afval, dat die sluiers oor ons oë waar die vyand kom trek het, gelig sal word, dat ons die ware beeld van Elohim sal sien, dat ons sal wandel in u weë, dat ons onteenseglik sal besef vandag, ons het te maak met hom wat hemel en aarde gemaak het. Sy naam is Yeshua, die gesalfde. Want in die begin was die woord, en die woord was by Elohim, en die woord was Elohim, en sonder hom, meester Yeshua, die gesalfde, het niks ontstaan wat nie ontstaan het nie. En die woord sê, Elohim is geopenbaar in die vlees. Dat ons dit vandag sal snap, dat ons sal weet, hy is opgeneem in heerlikheid, en net so gaan hy weer terugkom, om ons te kom haal. Abba, help ons, asseblief, met 'n gees van onderskeiding, om in hierdie tye wat boos is, te kan onderskei, wat is die waarheid, en wat is die leuen. Asseblief, asseblief, Abba, ons het U nodig. Abba, so kom ek dan op hierdie dag, en ek wil my hande ophef na U volk, en ek wil hulle vandag kom seën, dat die aangesig oor hulle sal skyn, en aan hulle hierdie vrede sal kom gee, wat hierdie wêreld nie kan gee nie. Abba, dat die aangesig oor hulle verhef sal word, en dat U genadig met hulle sal wees, dat U lankmoedig met U volk sal wees. En Abba, U woord sê, wanneer ons U volk so seën, dan sal U kom, en U sal hulle seën, dat hulle ingang en hulle uitgang geseën sal wees, en dat die Gees van die lewende God met hulle sal wees. So Abba, ons het vanoggend ingekom, in U teenwoordigheid, en waar ons nou uitbeweeg met U teenwoordigheid, dat ons 'n verskil sal maak, in 'n donker, krom en 'n verdraaide wêreld. Abba, bid in hierdie môre dat U ons mense sal vooruitloop, dat U hulle sal toevou in die holte van U hand, en dat U met elkeen sal wees, en dat hulle dit sal weet. Abba, dis my gebed, en dis my roepe vandag op hierdie pragtige Shabbatoggend, en my gees roep uit. Halleluja, mense, baie, baie dankie. Dankie dat jy vanmôre ingeskakel was by hierdie Shabbat uitsending van Menorah Tabernakel. Ek groet jou in die wonderbare naam van Meester Yeshua, die gesalfde. Shabbat Shalom.